'n oase van Jesus liefde, 'n gemeente wat lief is vir Jesus. Jurg, hoe spesiaal is dit nie om weer 'n bietjie te kuier nie? Ja, Eda, dit is lekker om met jou te kuier, te kuier in die gemeente ook. Ja. Ons kom by mense uit, maar heeltemal te min. Dit is so lekker om met jou te kan gesels, ook op hierdie manier, en dat julle soms so 'n bietjie in ons dominee se harte kan inkom en kan hoor waaroor is ons opgewonde en waaroor is ons bekommerd en waaroor ons droom en waaroor ons bid. Dis baie lekker. Maar kuier het altyd stories. Jy het laas net om aangeraak, ek wil 'n bietjie hoor van die keer toe jy 'n fout met 'n doop gemaak het. Ja, in ons lewe as predikant kom 'n mens baie keer op plekke waar jy regtig sommer net stupid was en 'n fout gemaak het en dan weet jy nie hoe kan jy dit regmaak nie. Ek wonder of jy nog kan onthou. Dit was 23 nie of dis 25 jaar, ek het nou uitgevind gister, 25 jaar gelede op Kersdag is hier in die kerk so 10 of 11 babetjies wat gedoop moet word. Ek het nogal gewonder of dit nie beter sou wees om sprinkelbesproeiing aan te sit en sommer net almal so, maar almal se kinders het kom kuier. Ek is 'n jaar in die gemeente, ek ken nie die mense nie en dis net 'n klomp kinders wat op Kersmôre gedoop moet word. En die kerk sit stampvol, die stoele is uitgepak en die families is hierso en hulle, altyd is Kersdiens ons 'n baie spesiale dag en ek het nie al die ouers geken nie en van die kinders het by hulle ouers kom doop en nou is daar daai klomp kinders en elke dooppa het so 'n briefietjie wat hy vir my gee wat die kind se naam is en nou doop ons die een na die ander kant so en hier kom 'n dogtertjie ook na vore wat gedoop moet word. Sy het die pragtigste, pinkste dooprokkie aan. Dis mooi. Ek het nou vir Karel Danhouser gevra, het julle dalk vir my 'n doopfoto van hulle seun se doop, of vir die dogtertjie wat gedoop is. En hulle het dit ongelukkig nie, maar stel jou nou voor, hierdie dogtertjie tussen al hierdie doopelinge met die pragtige pink rokkie. En toe dit nou haar beurt is om gedoop te word, toe gee die pa vir my die naam en die naam is toe Karel Matthys Danhouser. En ek vra vir die pa, is dit die naam? Pa sê vir my, ja, en die hele gemeente sien dit. Maar ek het nie, hy dink toe ek vra of dit sy naam is. En ek het nie op die agterkant gekyk, het hy die dogtertjie se naam gesit. En ek doop hierdie Zanderie. Karel Matthys Danhouser in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Weet jy, na so doodse stilte, en ek dink die gemeente wat ook nie hulle kind nie wonder nou, hoekom sou hulle hierdie dogtertjie, want in die ou dae het dogtertjies wat moes seentjies gewees, wat moes seentjies name gekry, maar in elk geval, so gaan ons aan met die doop en na die doop is daar 'n pragtige lied wat ons sing vir die doopelinge en die pa kom na my toe, hy sê vir my, Dominee, jy het my name vir die kind gegee. Haar naam is net Zanderie Danhouser. En ek word so warm, jy weet, dit is al warm op Kersdag, maar ek voel hoe ek begin sweet hier van binne en my hart klop en my hande word papnat en ek besef, nou het ek droog gemaak nie. En toe daai vrou klaar gesing het en almal is so aangedaan, toe moes ek vir die gemeente sê, gemeente, ek het nou 'n fout gemaak vandag. Ek het nou vir Zanderie pa se naam gedoop. Maar begin hierdie gemeente lag. Hoor jy, hulle lag so dat ek eintlik gevoel het dis nou genoeg. Hou nou op, maar hulle hou aan en aan met lag. En toe besef ek, Here, wat moet ek nou maak? En dis asof die Here vir my sê, bring hy dogtertjie na die doopfont. En dan sê jy vir haar, Zanderie, jy is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die gemeente het dit geniet en die ouers het dit waardeer en
En almal het my vergewe. Want dit was sommer net Dis die mooiste. ek hoop nie dit gebeur ooit met jou nie. O, ek het erger stories, maar daai is 'n mooie. maar Hulle het minstens gelag. Ja, vandag nog steeds, die ouma en oupa se nee wat hulle vertel hy storie oor en oor en Zandri is getroud nou al sy Dis 'n dit gaan met al klassieker. baie goed. Ja, nee. Ja, dis baie lekker. Maar Jurgen, as jy so praat van die gemeente en wat gelag het en deel is van die gebeure, een van die wonderlikste plekke waar die gemeente wys hoe ons deel is van die Here se groter plan is rondom ons Oktobermaand bydraes. Ons het 'n interessante tradisie rondom Oktobermaand. Ja, bietjie. Ja, weet jy, toe ek hier gekom het, was die gemeente in die skuld. Ek was eintlik half vieserig. Hoe kan hulle my beroep as hulle in die skuld is en hulle het geld geleen by 'n persoon wat dit rentevry vir hulle gegee het en 'n oom het op daai stadium, eers so 'n Hollandse oomie, ek kan nie onthou of dit R80,000 was wat hy hierso in 1994 vir ons gegee het en gesê het, gemeente is nou my hele offer vir die res van my lewe. En ons is regtig in die moeilikheid. En Dominee Gerry wat hierso was, almal ken hom en is gelief vir hom. Hy het gekom en gesê, hoor die Here, kom ons vra vir die gemeente nou dat dit amper Oktober is. Kom ons vra vir hulle, dis die 10de maand, die Bybel praat van tiendes van die Ou Testament, maar kom ons vra vir die gemeente om in die 10de maand net weer te dink oor ons offers. En wat 'n verbasing. Die gemeente het diep nagedink en ons het uit ons skuld uitgekom. Vir jare het dit baie goed gegaan. Eintlik gaan dit nou nog baie goed. Ons gemeente probeer alles wat ons inkry elke jaar uitdeel. Dis ons groot nood, want dit wat die Here vir ons gee hy mos vir ons om uit te deel vir mense. En ons het nie ons vra nie aan die begin van die jaar vir mense, hoeveel gaan julle gee nie, dat ons kan begroot vir hoeveel wil ons vir wie en vir wat gee nie. Ons vertrou ons gemeente dat hulle offer sal bring na die skathuis sodat ons kan uitdeel. En deel bietjie met ons jou siening ook rondom in ons 10de maand wat nader kom ook weer. Ja, laas jaar was dit moeilik geweest want met COVID en die besighede hoe swaarlik gekry het, was dit moeilik geweest om die 10de maand 'n ekstra poging in te sit. En ons het toe vir mense gesê hulle kan dit ook versprei. Maar dis tog iets spesiaals, ek sien in my eie lewe om rondom te weet iewers gaan ek ietsie ekstra gee. Ek gaan nie net dit gee wat ek gewoond is om te gee nie. Natuurlik is dit ook belangrik. Ek wil iets ekstra doen. Het sê ek 'n ekstra poging partykeer insit en daaruit 'n geldjie kry en sê Here, ek bring ook hierdie offer na U toe. Maar ons het in die gebruik gekom en ons finansies begroot ook daarvoor dat in die 10de maand ons 'n groter bydrae kry. En die lekker is die energie wat dit losmaak. Is die dag as ons die offergawes bring. Ja. So dis amper weer sulke tyd en kom ons bid dat die Here vir ons weer daai energie gaan gee en ons rondom die 10de maand iets groots gaan doen. En in die verlede het ons geweldige mikpunte gehad en dit elke keer verbygesteek. Weet nie ons het reg gekry het nie. Ja, dis die Here. Dis hoe die Here en mense werk. Ja. Ja, en dan die Here sê ons in Romeine 12, ek doen 'n beroep op julle. Gee julle self as lewende offers aan die Here. Laat God julle vernuwe en julle gedagtes vernuwe. Dis wonderlik as 'n mens gee. Dis saliger om te gee as om te ontvang. En as die Here vir jou ietsie gegee het en jy voel maar ek wil sommer spesiaal vir hom teruggee vir sy werk en dit dan daag ek jou uit om dit te kan doen want ons het soveel dinge, soveel nood wat daar is in die wêreld. Maar ons het nie net 'n nood finansiëel nie. Ja. Nee, ek wil net sê die lekker is wanneer ons dit nie kan gee nie. Maak dit niks saak nie want ons is mos nou nie net geld nie. So wat lekker is mense sê wel ek het nie geld om nou te gee nie, maar ek gaan ekstra bid of ek gaan by nog iemand uitkom. As mense dit in die gees van gee in daardie tyd kan wees, dan gebeur daar die mooiste dinge ook na binne. Maar dan nou een van die groot opwindinge Jurg, is dit Natie is weg, maar die gemeente het onmiddellik gesien dit laat 'n reuse leemte. Ons het die vraelyste gehad en dit was oorweldigend ook hierdie vraelyste dat mense sê wel ons kan nie die bediening laat val nie. En wat het gebeur toe? Ja, dit was vir ons wonderlik. Ons het 'n kerkraadsvergadering gehad wat uitgestel was as gevolg van die COVID-19 beperkings en ons het vir 40 dae gebid en vir die Here gevra, mense het terugvoering gegee
en ons het vraelyste uitgestuur om nog meer terugvoering te kry. En op ons kerkraadsvergadering het die Here ons so gelei dat ons net in vaste oortuiging is, ons moet Natie sy rol wat hy hier gehad het en die werk wat hy gedoen het, moet ons nie laat val. En ons is in die proses om 'n leraar te beroep. Nou daar was nou twee gedagtes. Moet ons 'n jong leraar beroep vir die jong kinders of moet ons 'n senior leraar beroep wat die leierskap by ons kan oorvat, want Eddie, jy gaan Januarie 2023 gaan moet jy afgaan en ek Oktober 10 maande daarna. En toe die kerkraad gesê, ja, kom ons bid die Here dat hy vir ons nou dalk 'n senior leraar gee wat vir 'n lang tyd die leierskap kan neem en daarna as ons weg is, dat ons 'n leraars kan kry om ook die ander behoeftes wat daar is, wat ons op hierdie stadium vervul, rondom versorging, rondom getuienis, rondom die kinders, die jong gesinne se behoeftes, om dit te kan vervul. So ek is verskriklik opgewonde oor die tyd waarin ons nou is. En Heer, ons is bevoorreg, want ons gemeente gee regtig die toon aan in 'n klomp opsigte wyd. Ons reekse byvoorbeeld, ek weet gemeentes waar een dominee alleen is, dit is 'n baie eensame opset. Baie druk op hulle, is geweldig afhanklik van die reekse wat ons in elk geval vir die gemeente gebruik. So ons skryf nie spesiaal vir hulle nie, maar hulle kan dit ook gebruik. So ons gemeente het regtig 'n geweldige rol in ons land te speel. En dis 'n voorreg dat ons met daai tradisie kan voortgaan. Ja, ag en daarom wil ons sommer vir jou wat 'n gemeentelid is, maar ook vir jou wat sommer net inskakel by ons aktiwiteite, vir jou vra bid saam met ons. Ook vir offers wat moet inkom sodat ons kan uitdeel, en dan ook in die besonder vir onderskeiding wie die leraar gaan wees wat die stokkie gaan aanvat in NG Witrifuur. Ida, Kan ek vir ons sal jy vir ons Ek sal graag. Here, ons kan nie langer praat voor ons nie net bid en dit alles in die hande gee nie. Wat ons van die vra is geweldig, dis groot, dis kosbaar en is wonderlik. Die plan wat u het vir Witrifuur en baie wyer as Witrifuur. En dat u ons gemeente vir daardie plan gebruik en dat ons sulke kosbare gemeentelede het wat u so lief het en wat hulle verantwoordelikheid nakom, wat mekaar lief het en u werk lief het. En ons bid vir hulle. Ons bid dat u hulle sal seën, dat u vir hulle geestelik sterk sal maak, dat u vir hulle in hulle gewone lewe wysheid sal gee, dat u uitkoms sal gee waar nodig is. En dan bid ons vir die toekoms, waar ons opgewonde is dat daar 'n groot toekoms vir ons wag, waar ons 'n wesenlike verskil gaan maak in hierdie dorp, wyd oral waar mense enigstens met ons in aanraking is. En daarom bid ons vir die leraar. Dalk 'n vrou, 'n man, die proses hoe dit gaan verloop, bid ons dat mense met ons sal deel ook wat u vir hulle sê. Dankie Here dat ons opgewonde kan wees, dat ons die afwagting kan hê, dat u met ons besig is en dat u ons gaan gebruik. U is 'n wonderlike Here. Amen. Dankie Heer. Dit was lekker. Tot volgende keer. Ek sterkte vir jou. Ek kry jou weer iewers. Dankie. Ons groet julle. Dankie.